Mense wat baie van die lewe weet, sal vir jou sê dat 'n slim plan die beste ding is om 'n man uit die moeilikheid uit te hou. Maar my ondervinding is dat die meeste slim planne bloot beteken dat jy jouself in 'n baie groter verknorsing inwerk as waarin die Here jou in die eerste plek geplaas het. Ek het dit oor die jare by baie mense gesien. By myself ook. Al is dit nou nie eintlik iets waaroor ek graag uitbrei nie. Neem nou vir Callie Ferreira. Nou, Callie was nie die beste werktuigkundige in Oudefontein nie. Maar hy was die goedkoopste. Wat in 'n klein dorp, maar eintlik amper dieselfde ding is. Die mense het geweet, Theo Radkas doen beter werk. Maar Callie het minder gevra. En jy sal verstom wees oor hoeveel dinge daarop neerkom. Sy kliënte het altyd maar met meer skade weggery as waarmee hulle daar aangekom het. Maar hulle het bly terugkom. Want wat is dan 'n mens se opsies as jy al reeds die goedkoop een gekies het? Toe Callie eendag daai lijkswa vir 'n appel en 'n ei by die begrafnisondernemer in Ladysmith koop, het hy gedink hy het die beste bakkie in die distrik gekry. Dit was goedkoop en die enjin het geloop en daar was, soos hy self gesê het, baie plek agterin. Nou, dit is waar mense hulle vergis met lijkswaans. Hulle kyk na die groot swart ding en hulle sien net 'n voertuig met ekstra spasie. Maar hulle vergeet dat elke ding wat ooit in hierdie wêreld gemaak is, 'n doel het waarvoor dit gemaak is. En dat dit moeilik is om 'n ding van sy doel te skei, sonder dat die doel jou begin agtervolg. Die mense van Oudefontein het 'n groot respek vir die dood gehad. Dis eintlik 'n goeie eienskap in 'n mens, al is dit soms moeilik om dit te onderskei van bygelowigheid. En elke keer as ou Callie met die lijkswa verbykom, het die mans op die sypaadjie stilgestaan en hulle hoedens afgehaal. Die tannies het begin snik en hulle sakdoekies uitgehaal. En ou dominee het 3 keer aangebied om die begrafnisdiens verniet te doen, sonder om eers te vra wie in die wa lê. Callie het gedink die mense behandel hom skielik met nuwe respek, omdat hy 'n groter voertuig ry. Ek het hom probeer reghelp. Ek het gesê, Callie, hulle het nie respek vir jou nie. Dit is respek vir die dood. Maar ou Callie was die tipe man wat net hoor wat hy wil hoor. Dit is ook eintlik 'n algemene eienskap. Ek het dit al by baie mense gesien. Die ware toets vir die dorp het gekom toe die voorste passasierssitplek van daai lijkswa heeltemal ingee. Callie het geweier om dit reg te maak. Hy het vir sy vrou Mita gesê, Mita, jy moet maar agterin op die lang houtvloer gaan sit, waar die kus gewoonlik is. Dit was die enigste plek waar daar behoorlike spasie was, want Mita het maar breë rokke gedra. Nou, Mita was 'n vrou wat nie baie gekla het nie, maar dis nie altyd 'n deug nie. Soos daai keer toe hulle een woensdagoggend deur die dorp ry op pad Ladysmith toe, om vir hulle getroude kinders te gaan kuier, het Mita haarself met 'n waaiertjie koel gewaai teen die hitte. Die mense wat deur die groot kantvensters gekyk het, kon net die ritmiese beweging van die waaier sien en die bopunt van Mita se hoed. En 'n bewegende ding agter in 'n lijkswa is nie iets waarvoor 'n mens maklik 'n verduideliking het nie. Die hele gemeente was naderhand aan trou.
Almal was oortuig, ou Callie ry met sy vrou se lijk rond, omdat hy te suinig was vir die grafsteen. Ek het dit ook gedink, maar ek het niks gesê nie. Want jy wil nie die een wees wat verkeerd is oor sulke dinge nie. Tot een sondagoggend, toe Mita, wat toe al sat was vir die bedrukte gesigte en die sagte stemme, en die mense wat na haar man kyk met daai mengsel van afskuw en simpatie, haar helderste rooi rok aantrek en haar grootste kerkhoed. Sy het regop agter in die lijkswa gaan sit, haar rug reguit, soos 'n vrou wat 'n groot besluit geneem het. En toe hulle net so voor 10:00 verby die kerksaal ry, waar die hele gemeente buite gestaan het en wag vir die klok dat die diens gaan begin, het ou Mita vorentoe geleun teen die ruit en vir almal begin waai. Vrolik, met die volle gebruik van haar arm. Die mense het yskoud geword, en niemand het geweet of dit 'n opstanding of 'n oordeel was nie. Die ouderling het sy notaboek laat val, en die dominee het vergeet wat sy teksvers vir die oggend was. Sedert daardie dag praat niemand in Oudefontein van 'n begrafnis sonder om eers 2 maal seker te maak. Die mens is regtig dood nie. En Callie het nooit daai voorste sitplek reggemaak nie. Hy het gevind die mense gee hom baie meer ruimte op die pad wanneer Mita in die rooi rok agterin sit. Dit het hom tevrede gestel. Wat bewys dat 'n man soms die regte resultaat kry om heeltemal die verkeerde redes. En Mita het nooit 'n woord daaroor gesê nie. Dit is, in my ondervinding, hoe slim mense maar werk. Oom LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.